Baie dankie vir die uitnodiging. Dis 'n groot voorreg om hier te wees. In Japanees sê ons konnichiwa, yoroshiku onegai shimasu, go shotai, arigatou gozaimasu. Dit is wonderlik om weer terug in hierdie pragtige land te wees. Ek glo ons was omtrent so 6 jaar gelede hier in Suid-Afrika, in hierdie omgewing. Ek woon al oor 50 jaar in Japan. Ek was in Engeland gebore, 3 maande oud toe my ouers my Japan toe geneem het. My vrou Sue, sy is vandag saam met my, sy's 'n Amerikaner en sy's 10 jaar oud toe haar ma daar na Japan toe geneem het as sendingkind. So ons het eintlik in Amerika gestudeer, is getroud en in 1987 by die Japan sending aangesluit. So ons is omtrent so 40 jaar daar in Japan as sendlinge. My pa Neil Verwy, hy het in 1951 met die boot Japan toe gegaan, my ma van Engeland in 1952. Daar het hulle mekaar ontmoet en die werk van die Japan sending vir hospitaal evangelisasie in 1957 gestig nadat hulle getroud is. In daardie dae het baie mense van tering gelei. Hulle visie was om 100 Japaneese evangeliste in daardie teringhospitale in te stuur. Die naam het later verander na Japan sending toe ander dinge bygekom het, soos die radio-uitsending, Engelse uitreik en die leesstof. My ma is in 2008 oorlede, my pa in 2013. Na my ouers oorlede, het die Here vir ons wonderlik onderneem. My middelste seun Alex, hy werk nou saam met ons en help ons nou daar in Japan om dinge te bestuur, terwyl ons weer rondgaan hier in Suid-Afrika om mense te vertel van die werk van Japan sending. Ek wil net graag van hierdie geleentheid gebruik maak om die mense wat vir die Japan sending bid en ondersteun hartelik te bedank. Dikwels is daar uitdagings en moeilikhede en ons is bewus dat die Here vir ons onderneem, omdat so baie mense hier in Suid-Afrika vir ons bid. Baie dankie. Ek wil net u aandag vestig op die boeketafel daar agter. Die leesstof vertel van die werk van Japan sending. Die pamflette is gratis, die boeke is goedkoop. Ons nuutste boek, Sending Uitdagings in Japan, is vol getuienisse en ook gratis aflaaibaar daar op die internet. Besoek graag die boeketafel en neem asseblief 'n gebedsgids huis toe. Ons sal die gebede waardeer. As u ons omsendbrief wil ontvang, kan u net die besonderhede daar vir ons deurgee. Die bevolking van Japan is omtrent so 124 miljoen mense. Dis omtrent die grootte van KwaZulu-Natal. 70% van die land is bergagtig en onbewoonbaar. Dit beteken dat 124 miljoen mense op 30% van die oppervlakte van Natal woon. Japan bestaan uit omtrent so 14.000 eilande. Daar is so wat 200 vulkaniese berge, 100 waarvan aktief is. Daar is 'n gemiddeld van 3 aardbewings per dag wat 'n mens daar iewers in Japan kan voel. Die taal is baie moeilik en 'n mens moet eintlik hoërskool klaarmaak om die koerant te kan lees. Daar is omtrent so 10.000 skryftekens, die moeilikste bevat 40 streepies. Baie dinge word ingevoer en is duur. 'n span spek kan maklik R500 kos. Hulle het onlangs 'n soet arbei ontwikkel wat hulle vir R70 elk verkoop. Shinjuku-stasie is die besigste stasie in Japan en hanteer omtrent so 3 miljoen passasiers per dag. Daar is 35 platforms, 200 uitgange, die gemiddelde vertraging 20 sekondes. Die Japan sending stig nie kerke nie, ons werk interkerklik. Ons maak gebruik van verskeie metodes om die evangelie te verkondig. Ons slagspreuk is geroep om te dien. Ons roeping is om die Japaneese op alle maniere te dien en daardeur hulle vir God te bereik. Ons werk ook in hospitale, ouetehuise, die radio, evangelisasie en ons het ook 'n nuwe traktaatjie wat ons daar elke maand laat druk. U sal alles daar later op die video sien. Omdat ons in die Verre Ooste is, het ons maar 'n geleentheid om ook na China uit te reik. Om 'n lang storie kort te maak, kan ek maar net sê, daar is 'n groot tekort aan Bybels daar in China. Een Christelike drukpers met wie ons saamwerk is die New Life
Ministries, hulle maak dit moontlik om die goedkoopste Bybel op die mees doeltreffende wyse te verskaf. Die drukpers is so gevorderd dat hulle die hele 900 bladsye Chinese Bybel binne 2.8 sekondes kan druk. Hulle vou en sny die Bybel bladsye so vinnig as 320 bladsye per sekonde. Een so 'n Bybel kos omtrent R40. R400 maak dit moontlik vir ons om 10 Chinese Bybels aan hulle daar te voorsien. So bid asseblief vir die fondse en die netwerk gelowiges wat betrokke is by die vervoer en aflewering van hierdie Bybels. Die bevolking van Japan is 124 miljoen mense, minder as 1% is Christen, 20 stede en 500 dorpe is sonder 'n enkele kerk. In die hele Japan is daar omtrent so 500,000 kerkgaande Christene. Ons het ernstig gebid en die Here gevra hoe om mense daar in Japan te bereik. Ek sal later weer in die boodskap en ook op die video sal u sien hoe ons die evangelie met hierdie mense deel. U mag miskien vra, wat kan ons vir die werk van Japan sending doen? Ek wil graag vir die versoek om daar by die boeketafel 'n gebedsgids te kry. Neem dit asseblief saam met die huis toe. Bid vir ons asseblief. Bid dat ons werkers sensitief sal wees vir die leiding van die Heilige Gees. Dit is altyd so wonderlik om iemand teë te kom wie se hart deur God voorberei is. Baie dankie. Ek wil nou net kort 'n boodskap aan u meedeel en dan sal ons 'n video vertoon en klaar wees. Kom ons bid net eers saam. Ons genadige Hemelse Vader, ons dank U vir hierdie geleentheid om vir mense te vertel van die werk van verre Japan. Dankie vir die vriende van die Japan sending wat ons in hulle gebede so getrou opdra. Ons is deur hulle getroue gebede bemoedig. Ek vra dat die Heilige Gees hierdie tyd wat ons saam is, sal seën. Leer ons hoe om U geloof, hoop en liefde met mense te kan deel. Ons bid al hierdie dinge in Jesus se dierbare naam. Amen. In 2023 het ek die geleentheid gehad om 'n paartjie se troue te doen. Die troupartytjie van 13 mense het van die binneland van China na Japan toe gereis. Hulle wou 'n Christelike huwelik sonder godsdienstige beperkings hê. Ons het wat 'n vriend het ons in Jesus gesing en 1 Korintiërs 13 gelees en dit was 'n wonderlike voorreg om die boodskap van hoop met hulle mee te deel. Die Here het 1 Korintiërs 13 vers 13 gebruik om tot my hart te praat en nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Hierdie 3 dinge is die kern van ons Christelike wandel met God. Baie dinge sal verdwyn, maar geloof, hoop en liefde sal vir ewig bly hou. Ek het besef dat ek waar moontlik 'n doelbewuste poging moes aanwend om God se geloof, hoop en liefde met mense te kan deel. Die Here het my gewys dat dit noodsaaklik is om my lewenstyl daarvolgens aan te pas. In die verloop van 'n paar jaar het God my geleer hoe om sy geloof, hoop en liefde met Christene en nie-Christene te deel. Eerstens het ek God gevra om my te leer hoe om God se liefde te deel. Terwyl ek liefde bestudeer het, het God dit op my hart gedruk dat hierdie liefde 'n aksie van harde werk en toewyding is en nie net emosionele gevoelens nie. Ons lees in Johannes 15 vers 13, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. God het toe vir my verskeie geleenthede gewys waar en hoe om God se liefde te betoon. Terwyl ek in die strate van Osaka stap ek soms verby iemand wat bedel. God het my daaraan herinner dat Jesus liefde en deernis vir die armes gehad het. Ek kon nie sommer verbystap nie, nou soos God my lei en ek sien iemand wat honger is en smeek, dan gaan ek na naby geleë Japaneese kitskos restaurant en koop 'n beesvleis en rysgereg vir omtrent so R40, dan gee ek die kos vir hulle saam met 'n traktaatjie.
Op pad terug van 'n kerk in Osaka stap ek soms verby 'n Rooi Kruis bloedbank. God het my daarvan oortuig dat om bloed te skenk 'n daad van onselfsugtige liefde sou wees. Ek het skuldig gevoel omdat ek gehuiwer het om bloed te skenk. Die gedagte dat naalde my steek, het my ernstig afgesit. Toe was dit asof God vir my vra, is jy bereid om jou selfsugtige gevoelens op sy te sit, om sy liefde aan ander te betoon? Ongeveer 'n maand later het ek by die bloedbank gestop om uit te vind wat ek moes doen om bloed te skenk. Die verpleegster vra toe vir my of ek die Verenigde Koninkryk besoek het. Ek het vir haar gesê, ja, ek was daar omtrent so 'n maand. Sy sê toe, jy kan nie bloed skenk nie, omdat malkoeisiektes destyds algemeen in die VK was. Ek was so bly, toe het ek sleg gevoel, omdat ek so verlig was. God het my op hierdie dag geleer, dat dit nie altyd oor die doen gaan nie, maar die gewilligheid om gehoorsaam te wees. Ons houding moet wees, Here, ek is bereid om enige iets te doen, sodat U verheerlik kan word. Kort hierna het die Here my gelei om 'n nuwe gebed te bid. Here, gebruik my vandag asseblief om iemand in staat te stel om 'n spesiale ontmoeting met U te hê. God het hierdie gebed op verskeie maniere beantwoord. Die eerste dag kon ek Christus met iemand deel deur 'n daad van liefde en vriendelikheid. Die tweede dag het 'n medesending vir my vertel dat sy dogter kanker het. Ek het die tyd afgestaan om 'n lang e-pos aan hom te skryf. Later het hy vir my vertel hoe geseënd en bemoedig hy was. Op die derde dag het die Here so en ek na 'n Filippynse dame se huis toe gelei. Sy was besig om haar meubels gratis weg te gee. Ons het uitgevind dat sy 'n Christen is. Sy was baie angstig omdat sy alleen was, geen motor gehad het nie en sy moes al haar meubels teen die volgende dag uit die woonstel uit skuif. Sy was besig om na Okinawa te verhuis om te trou. Uit liefde en besorgdheid het ons meer goed geneem as wat ons nodig gehad het om haar te help. Teen die einde, voordat ons vertrek het, het so en ek saam met haar gebid. Sy het ons toe omhels en God gedank dat hy ons na haar toe gestuur het. Ek wil u aanmoedig om huis toe te gaan en hierdie gebed te bid, veral as ons goeie dade doen. Here, gebruik my vandag asseblief om iemand in staat te stel om 'n spesiale ontmoeting met u te hê. U sal verbaas wees oor die geleenthede wat God oor u pad sal bring om sy liefde aan ander te betoon. Eendag toe ek by die ingang van die Japan sending se terrein uitreis, sien ek 'n bejaarde man wat met sy bakkie teen 'n hoë sypaadjie vasgery het. Ek het my masker aangesit omdat dit 2021 tydens die pandemie was. Ek het hom gehelp om sy voertuig van die sypaadjie af te sleep. Meneer Fuji vertel toe vir my dat hy in die woonstel oorkant die pad ingetrek het. Ek het toe vir hom 'n parkeerplek in ons terrein aangebied. Metertyd het ons goeie vriende geword. Hy het my van tyd tot tyd bedank omdat en vir my van daardie dag toe ek met sy bakkie gehelp het herinner. 3 jaar later in 2024 was Japan sending op soek na huisvesting vir nuwe sendlinge wat pas uit die VSA aangekom het. Ek het meneer Fuji vertel van ons behoefte van behuising. Toe sê meneer Fuji vir my, ek is besig om 'n koper vir my woonstel te soek en gaan verhuis. Ek sal bly wees om dit aan jou te verkoop en ek sal dit aan jou verkoop teen dieselfde prys wat ek daarvoor betaal het. Ek vertrou jou, so ons hoef nie eers 'n prokureur te gebruik nie, so sal beide van ons kommissie en belasting spaar. Dit was die begin van baie ontmoetings met meneer Fuji, soos ons met die transaksie gevorder het. Elke keer het ons die geleentheid geneem om vir hom te bid en getuig. Die Here het my hierdeur geleer, 'n eenvoudige daad van liefde en vriendelikheid kan die mees onverwagte uitkomste hê.
Ons lees in 1 Korintiërs 13 vers 13, en nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Aan die begin van 2024 het ek God spesifiek gevra om my meer te leer oor hoe om God se hoop met mense te deel. Een dame het versoek dat wanneer sy toeriste gelees sou word, dat haar arms gevou moet word. Sy wou 'n Bybel in die een hand en 'n nagereglepel in die ander hand hê. Mense het gevra, hoekom 'n nagereglepel? Sy sê toe, as jy 'n nagereglepel op die tafel sien, dan weet jy, die beste lê nog voor. Hierdie vrou het hoop gehad in die lewe wat in die toekoms saam met Jesus sou kom. As Christene is ons geroep om die boodskap van hoop oor te dra. U mag miskien vra, hoe kan ek hoop met mense deel? Ek wil vinnig 8 maniere noem waarop ons hoop aan mense rondom ons kan deel. Ons lees in Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die Heilige Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Om 'n liefde te lei wat hierdie dinge uitbeeld, gee hoop. 'n Goeie gesindheid gee hoop. 'n Liefdevolle en aanvaarende glimlag gee hoop. Om ons woord te hou, gee hoop. Dit is dikwels waar van kinders. Sommige kinders het volwassenes in hulle lewens wat ligsinnige dinge sal sê, wat hulle miskien sal teleurstel of ontmoedig. Die teenoorgestel van teleurstelling is hoop. Geduld is 'n vrug van die Heilige Gees en gee hoop. Geduld kommunikeer liefde en aanvaarding wat hoop gee. Wanneer 'n kind per ongeluk melk mors, kan ons so reageer dat dit die kind se gees plat druk en ontmoedig, of ons kan hulle in liefde aanmoedig. Wanneer hulle ons liefde vir hulle beleef, word hulle van ons liefde verseker en dit gee hoop. Ons kommunikeer, om te kommunikeer hoe kosbaar mense in God se oë is, gee hoop. Wanneer ons kinders die Bybel leer, deel ons hierdie waarheid met hulle. Baie keer voel kinders en selfs volwassenes waardeloos of nutteloos. Ons gee hoop wanneer ons met hulle deel hoe kosbaar hulle is in God se oë. Wanneer ons mense inspireer om ander te vergewe en lief te hê, dra ons hoop oor. Die teenoorgestel daarvan is haatskinder en om van mense kwaad te praat. Werkers van Japan is geroep om hoop te deel. In Japan is Kersfees 'n spesiale tyd van die jaar wanneer mense meer oop is vir die evangelie. Dit is in hierdie tyd wat ons die boodskap van hoop met mense meedeel. Japan sendingwerkers is betrokke by meer as 100 kersgeleenthede en partytjies. Ons lees in 1 Johannes 4 vers 10, hierin is die liefde, nie dat God ons lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. As gevolg van Jesus leef ons nie meer die vloek van sonde nie. As gevolg van Jesus is ons met God versoen en het die ewige lewe. As gevolg van Jesus het ons hoop, selfs wanneer ons die dood in die gesig staar. Jesus is die een wat werklike hoop gee. 40% van die bevolking van Japan is 60 jaar of ouer. Baie staar die dood in die gesig sonder die versekering van die ewige lewe. Ons besoek gereeld 4 groot aftreehuise binne loopafstand daarvan Japan sending. Ons bemoedig hulle deur hulle blomme te gee, lofliedjies te sing en die boodskap van hoop aan hulle mee te deel. Bid saam met ons
soos ons pogings aanwend om uit te reik na die verouderende bevolking van Japan. Ons gebruik meer allerlei soorte metodes ook. Ons help mense wat rampe beleef, ons druk 'n traktaatjie, maak video's, daar's 'n Engelse uitreik, daar's 'n kafee en tuisverblyfbediening, dit sal later weer op die video verskyn. Ons lees in 1 Korintiërs 13 vers 13, en nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Aan die begin van 2025 het ek God spesifiek gevra om my van geloof te leer. Ons lees in Hebreërs 11 vers 6, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Geloof is noodsaaklik in ons verhouding met die Here Jesus. Ons lees in Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered deur geloof. Dit kom nie uit julself nie, dit is 'n gawe van God. Ons word deur geloof gered. Ek vra soms vir die kinders, wat is geloof? Ons lees in Hebreërs 11 vers 1, geloof is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Soos ek sê, ek deel dikwels met die kinders, om 'n ligskakelaar aan te skakel, is 'n daad van geloof in die fisiese wêreld. Ons kan nie elektrisiteit sien nie, maar ons is verseker daarvan dat dit bestaan. Dit is ook so met die geestelike wêreld. Geloof word sterker of dieper soos ons dit beoefen, soos 'n ligskakelaar. Die eerste keer is ons nie seker dat dit sal werk nie, maar die 20ste keer is ons verseker dat die lig sal aangaan. Aanvanklik is ons geloof klein, daarom bid ons vir klein dingetjies. Ons moedig kinders aan om babastappies te neem, deur geloof te hê terwyl hulle bid vir goeie vriende, dat hulle goed sal doen op 'n toets of gesondheid of as hulle iets verloor. Beantwoorde gebed kan geloof wakker maak. Beantwoorde gebed kan geloof verdiep. Wanneer my vrou Sue kinders Engels leer, eindig sy die klasse met 'n Bybeltyd. Sy vra dikwels vir die kinders waarvoor hulle gebed wil hê. Hier is 'n paar voorbeelde wat my vrou vir my gegee het. 10-jarige Keitro sê hy wil Godzilla word en almal se geld vat. Toe sê Sue, nee, dit is 'n selfsugtige gebed. Ons moet volgens God se wil bid. Nadat Sue Filippense 4 vers 6 met hulle bespreek het, naamlik moet oor niks besorg wees nie, het 8-jarige Aya my gesê, bid asseblief vir my, ek voel dikwels angstig oor my skoolwerk en my gesin. 10-jarige Jotaro het gesê, môre verjaar my ma en ons het 'n bofbal wedstryd. Bid asseblief dat ek 'n tuisloopie sal kan slaan en die bal vir my ma sal kan gee. My vrou het hierdie gebed gebid en die volgende dag het die Here hierdie gebed verhoor. Ek glo die Heilige Gees het hierdie ervaring in Jotaro's lewe gebruik om sy geloof te laat ontwaak. Die Heilige Gees speel 'n uiters belangrike rol in hierdie proses. Ons lees in 1 Korintiërs 2 vers 14, die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin, hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Ons dink dalk, ons het 'n goeie idee en ons om die geleentheid aan te gryp, tree ons daar volgens op, soos byvoorbeeld om kinders te vra waarvoor hulle gebed wil hê. Dit is die Heilige Gees wat hierdie dinge laat gebeur. Dit is nie as gevolg van ons slim woorde nie. Ons lees in Johannes 16 vers 13 dat die Heilige Gees ons in die hele waarheid sal lei. Die Here het onlangs 'n paar onverwagte maniere gebruik om my te leer hoe om mense in hulle geloof aan te moedig. Gedurende April 2025 het Shinji ons kom besoek.
Shinji is 'n Japaneese sakeman en vriend wat ek leer ken toe ek 16 jaar oud was. Die 80-jarige Shinji en sy vrou het gekom omdat hulle tuisverblyf vir hulle niggie en neefie wou reël. Ons het hulle toe van die fasiliteite gegee, op en af met die trappe. Shinji het gesond gelyk. 'n maand later is Shinji skielik met laat-stadium breinkanker gediagnoseer en het begin sukkel om te loop. Die dokters het hom 6 maande gegee om te lewe. Ons het hulle begin gereeld besoek om hulle te bemoedig. My vrou het gereeld met sy vrou inkopies gaan doen, terwyl ek saam met Shinji by die huis gebly het, saam met hom gebid en Bybelverse met hom gedeel. Ons het gesels oor sy siekte en die hiernamaals. God het my wonderlike geleenthede gegee om my geloof met hom te deel. Shinji het vir my vertel dat sy ma 'n Christen was en het oor die jare vir hom getrou gebid. Hy sê toe vir my, as kind het my ma my weeklikse toelaag eers na my aangegee, nadat sy gehoor het dat ek Sondagskool bygewoon het. As volwassene het Shinji nie gereeld kerk bygewoon nie. Hy het al sy tyd daaraan gewy om sy maatskappy op te bou. Toe Shinji verneem dat hy kanker het sy prioriteite verander. Die saad wat sy ma in sy hart gesaai het tot stand gekom. Ek kon sien dat die lig in sy denke aangegaan het en God sy hart verander het. Dit was so wonderlik om Shinji te hoor sê, maak nie saak wat gebeur nie, nou is ek nie meer bekommerd nie, want ek weet, Jesus is by my. Tydens my onlangse besoek met Shinji, net so 'n paar weke gelede, voor ek uit Japan uit is, lyk dit asof 'n pink kleur weer terug na sy wange terugkeer, en hy, as ek nou saam met hom bid soos hy aan die bed lê, maak hy sy oë partykeer oop en hy druk my hand. Dis nou 'n jaar na, en die dokters het hom net so 6 maande gegee, so dit is 'n wonderwerk. Hy het nie pyn nie, maar dis moeilik om Shinji daar in die bed te sien lê. Ek wou 'n selfsugtige gebed bid, Here, genees Shinji nou of neem hom binnekort hemel toe, maar God het vir my eerder gewys dat hy 'n doel het met Shinji se bedleende toestand. God het ons baie geleenthede gegee om te getuig en ons geloof met die familielede te deel. Ons was aangemoedig toe ons leer dat hulle die Bybels begin lees wat ons aan hulle gegee het en tot God bid. Hierdie gesin begin nou na God soek soos nooit tevore nie. Bid asseblief saam met ons vir Shinji en sy gesin. Ek vra soms vir die kinders, wat sou gebeur as jy geloof in iets plaas wat nie waar is nie? Geloof is net so goed soos die ding waaraan ons glo. As ons in die verkeerde ding glo, dan is daar geen hoop of krag in daardie geloof nie. Jesus het in Johannes 8 vers 31 gesê, as julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. My werk as sending is om mense na Jesus te wys, om hulle te help, om hulle geloof in die regte ding te plaas. Japan is 'n land waar baie mense nie geloof in God het soos ons nie. Baie in Japan sal sê dis 'n land van 8 miljoen gode. Daar's 'n God vir elke geleentheid. As jy 'n groot vis wil vang, is daar 'n God wat jy kan aanbid. As hulle teen vuur wil beskerm word, bid hulle daar vir aan die God van vuur en koop 'n gelukbringer en plak dit daar in die kombuis. Baie Japanners beskou dit as die begin van 'n geseënde lewe as hulle by geboorte aan 'n Shinto tempel toegewy word. Met hulle troue is dit dikwels 'n Christelike huwelik, want dit gaan oor liefde. En as hulle sterf, moet dit die boeddhiste begrafnis wees, want hulle maak uitgebreide voorsiening vir die hiernamaals. Dit is moeilik om die Japanners te bereik, omdat hulle baie godsdienste net so wil aanneem. Wanneer hulle van Jesus hoor, wil hulle hom ook byvoeg, saam met die ander gode. Maar die Here gee tog vir ons besondere geleenthede om in aanraking te kom met die wat soek na die enigste en lewende God. Een vrou het vir ons geestelike hulp gevra. Sy het gesê, ek het hoop verloor in die
gode om my en is verward oor die toekoms. Nou klap ek my hande elke oggend om die aandag van die gode te kry en dan aanbid ek die God wat ver af woon. Dit was so wonderlik toe een van ons werkers haar kon vertel dat ons hierdie ver af God ken en dat ons haar kon help om hom beter te leer ken. Ons werker het begin deur met haar te deel oor die God wat die hemel en die aarde geskep het. Die vrou se behoefte vir vrede het haar gedryf om vir ons te kontak en so het sy die Here gevind. Ons lees in 1 Korintiërs 13 vers 13 en nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Ek wil u graag vra, hoekom is liefde die grootste? Ons lees in 1 Johannes 4 vers 8, wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die liefde kan hê. Dit is as gevolg van Jesus dat ons liefde het. Liefde is noodsaaklik om God te ken. Die Bybel sê dat ons nie God ken nie as ons nie lief het nie. Liefde is noodsaaklik vir die eenheid van die liggaam van Christus. Paulus het in Efesiërs 4 vers 1 gesê, ek vermaan julle dan om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid en lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. Liefde help ons om ons roeping uit te leef, om elke poging aan te wend, om die eenheid van die kerk te bewaar. Geloof sonder liefde kan koud, wetties en veroordelend wees. Jesus was omring met mense wat dinge gedoen het, wat God nie behaag het nie. Hy het liefde en deernis vir hulle gehad. Jesus het nie gekom om te oordeel nie, maar om te red. Ons lees in Jesus het in Johannes 12 vers 47 gesê, as iemand na my woorde luister en hom nie daaraan steur nie, veroordeel ek hom nie, want ek het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld te red. Wie my verwerp en nie my woorde aanneem nie, het reeds iets wat hom veroordeel. Die woorde wat ek gespreek het, sal hom op die laaste dag veroordeel. Oordeel is vir die laaste dag. Soos Jesus oordeel ons nie mense rondom ons wat nie God behaag nie. Ons betoon eerder liefde en genade soos die Here Jesus teenoor hulle. Dit is hoekom liefde die grootste is. Ek wil 'n voorbeeld van liefde, van die liefde van Jesus met u meedeel. Dit handel oor 'n ware verhaal van 'n kind in Japan. Op die eerste skooldag is Nozomi baie senuweeagtig. Nozomi staan skielik op en hardloop uit die klaskamer uit. Hy kom terug met 'n emmer koue water en hy gooi dit oor die meisie wat langs hom sit. Die onderwyser is verstom en raas met hom. Sy vra vir hom, hoekom het jy so 'n simpel ding gedoen? Maar hy verduidelik nie. Die kinders het hom die hele jaar dikwels gespot oor die emmer koue water. Die onderwyser let toe op hoe voorbeeldig Nozomi was. Toe sê sy vir hom, ek sal nie meer kwaad vir jou wees nie, maar sê asseblief vir my, waarom het jy so 'n ding gedoen? Toe eers vertel hy haar die hele storie. Ons was almal so senuweeagtig op daardie eerste skooldag, verduidelik hy. Ek merk toe op dat die meisie langs my huil. Toe ek afkyk, sien ek 'n plassie en besef sy het beheer verloor en glipsie gehad. Die enigste ding waaraan ek kon dink is om koue water oor haar te gooi, sodat niemand sou agterkom dat sy huil oor haar ongelukkie nie. Hierdie seentjie was jammer vir haar en het besluit om water oor haar te gooi, om haar van die verleentheid te spaar. Net soos Nozomi uit liefde vir sy klasmaat al die skuld gedra het om haar te beskerm, so beskerm God ons
teen die straf van sonde deur sy liefde. Net soos Nozomi gespot is, so is die Here Jesus gespot. Net soos Nozomi sleg moes word om vir die dogtertjie in te staan, het Jesus die sonde kom dra om vir ons in te staan. Ons lees in 2 Korintiërs 5 vers 21, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur sy eenheid met Christus, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees. Ten slotte herhaal ek weer 1 Korintiërs 13 vers 13, en nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Geloof, hoop en liefde is baie verwant. Al 3 is noodsaaklik om 'n suksesvolle Christelike lewe te lei. In geloof verkondig ons die boodskap van hoop, wat die evangelie is. In geloof spreek ons liefde uit, deur ons goeie dade te doen, met die hoop dat God verheerlik sal word. Ja, ons is geroep om ons geloof deur ons goeie dade te deel, sodat God verheerlik sal word. Ons lees in Matteus 5 vers 16, laat julle lig so voor mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. U mag miskien dink, ek is so onbeduidend, hoe kan God so 'n persoon soos ek gebruik? Ten slotte wil ek net vir u aanmoedig deur die volgende ware storie daar in Japan. Huise in Japan is klein en hulle het nie altyd badgeriewe nie, daarom gaan mense gereeld na die openbare baddens toe. 'n man was op pad huis toe van een van hierdie openbare baddens en toe die toukie van sy geta gebreek. Dit lyk soos 'n strandsandaal wat met 'n band langs die groot toon vasgehou word, maar dis 'n houtsandaal. As dit breek, kan 'n mens nie loop totdat dit reggemaak is nie. Toe hoor die man lofsange en gesange en hy sien daar's 'n diens aan die gang en 'n vriendelike dame het hom binne gewys en toe gaan hy in en hy sit op sy bene. In Japan is skoene die vuilste ding. Wanneer 'n besoeker vertrek, is dit goeie etiket om vir hom 'n skoenleper aan te gee, sodat hulle die skoene kan aantrek sonder om aan dit te raak. Die gawe dame het 'n toukie uit haar sak gehaal en die skoen begin regmaak. Hierdie man het huis toe gegaan en kon nie slaap nie. Hy het nie die boodskap onthou nie, maar hy kon een ding nie uit sy kop kry nie. Hierdie dame was so gaaf en nederig om sy vuil skoen reg te maak. Om 'n lang storie kort te maak, het hierdie man teruggegaan, is gered en later predikant geword. God kan klein dingetjies gebruik, soos 'n stukkie tou, om sy doel te bereik. Ons lees in 1 Korintiërs 1 vers 27, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. In die oë van die wêreld mag dit lyk as ons dwaas is, maar God kan die dwaase en klein dingetjies gebruik om groot dinge vir sy koninkryk te doen. Soms voel ons dat wat ons doen nie 'n verskil maak nie, maar dit is nie waar nie. God wil ons gebruik. Soos hy daardie vriendelike dame wat daardie man se skoen met 'n toukie reggemaak het. Vra God om u te wys hoe om sy liefde aan ander te deel. En u sal verbaas wees hoe hy u sal gebruik. Mag God ons help om geloof, hoop en liefde op so 'n manier te deel dat ons eer aan sy naam sal bring en sy koninkryk bevorder. Kom ons bid saam. Ons sluit, ons almagtige hemelse Vader, gee ons die moed om ons lig voor ander te laat skyn, sodat u deur ons lewens verheerlik sal word. Help ons om sensitief te wees vir die leiding van die Heilige Gees. Help ons om van elke geleentheid gebruik te maak om die geloof, hoop en liefde wat u vir ons gegee het met mense te kan deel. Ons bid al hierdie dinge in Jesus se dierbare naam. Amen. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees
saam met ons elkeen wees en bly. Chichito koto, seire naru kami ga minasama o shukufukushi, mamori michibite kudasaimasu yoni. Amen. Ons sal nou net 'n 10 minute video wys en dan sal ons klaar wees. Baie dankie. Of the 124 million Japanese, less than half of 1% are Christian. 600,000 claim to be Protestant Christians. 300,000 Christians attend church regularly on Sundays. There is one church for every 16,000 people. 20 cities and 500 towns are without a single church. The 124 million Japanese are the second largest unreached people group in the world. Our calling is to serve the Japanese people however the Lord leads, so that some would come to know the Lord as Savior. The twofold focus of our ministry is to share the gospel with the unsaved and assist the small Bible-believing churches of Japan. Japan Mission does not plant churches. We work interdenominationally. Japan Mission workers work in cooperation with local churches to help evangelize their surrounding areas. Our workers serve in about 20 different locations weekly in the Osaka area, where there's a population of about 23 million people. Churches in Japan, they're usually understaffed, underfunded, they're small, and they're aging, and it makes the job of a pastor extremely difficult. One of the ways that we come along and we support them is through Bibles and literature. We regularly send Bibles out to individuals throughout Japan and Asia free of charge. We also publish a tract every month. It's called The Fountain of Joy. And in this tract, there's a Japanese testimony. The Japanese are really blessed when they read these stories. There are about 18,000 copies. They're sent out all over Japan and even to Japanese communities overseas. And this is incredibly powerful because the Japanese local churches where we send these, they actually stamp their local information, their phone number, their website, etc. on the tract. So then when they pass it out in their community and someone in their community is blessed, then they know where to go for more. And so this helps connect the local community to that church. Not with Japan Mission, but really supports that church reach out to their local community. We also use media to help churches communicate and connect with their local communities. So in Japan, there's a real stigma and hesitancy to foreign religions. But 90+% of Japanese people are already on the internet, they're online. And so before going to a new church, they're definitely going to check you out online. And so one of the ways we support churches is we help them with their websites and their videos to allow the local community to sort of peer into the church. So without going, they can see, okay, they're welcome. They don't have to be a Christian to actually go to the church. They're not a cult, and they genuinely care about the community around them. Through media support, we can help the church better connect with their local community. Another way we support churches is through English outreach. We'll send a missionary to a church in Osaka or Kyoto, Nara, Kobe, and we'll start a little English school in that church with the pastor and with the helpers. We say English classes, but really it's community. It's elderly, it's kids, housewives, and businessmen, where they're just coming. Some are coming to increase their English ability. But a lot of them, they're just lonely. They need a place to be. And the church can fill that need, and that's where the Lord sends us missionaries to meet them where they're at. And after each class,
there will be a Bible time, and the pastor and the helper will share the word, we'll pray together with them, and the missionary, they'll draw the local community, not to connect them with us or this missionary, but to connect them with the local church. Another way we support churches here in Japan is through short-term missions. And this can be a real help and support when the need in Japan is a real match with the gifting of the team and the group that wants to come. But oftentimes, without true understanding of the need, with so many cultural differences, short-term missions can actually be a burden to a small church hosting and planning and communicating with this team overseas. And that's where Japan Mission steps in. So we can host, we can house them and plan things and communicate with the church and bridge this gap. We have guests coming here every 2 weeks. Someone's here shadowing us, helping us out with the things we're doing, or they're on a vision trip. And so if you feel called, if you're interested in short-term missions, on our website there's an application form. Check it out. We'll see you here. The second aspect of the work here at Japan Mission is here on site at headquarters. And here we're exploring all kinds of ways to reach out to the local community. And the idea is if something works well here on site, then we can implement it in churches across Japan. So one example of a ministry like this is Kaya Cafe. A missionary here way back, they couldn't speak Japanese, but he had all this love in his heart that he wanted to share with the local Japanese people, but he didn't know how to share it. But he loved coffee. And so he learned how to pour his heart into how to make a cup of coffee, the perfect cup. So he'd go out, he'd buy these select beans, and then he'd hand grind them, and he did this pour over coffee for the community. And he called it Come As You Are Cafe, Kaya Cafe. And basically just like we go to God, and he loves us as we are, and he takes us there, accepts us. He said, come to Kaya Cafe as you are, and so that he could share this love that he had in his heart through coffee to these people. And many still gather every week, and so many are blessed. So another on-site ministry is Kaya Kinder. It's a child care program where local moms, they come bring their kids, 2 to 6 years old. We play with them in English, pray before snack. There's outside play, there's English lessons, and there's a Bible story every week. And now there's over 20 families coming and bringing their kids. We accept these families, these kids, just like they are. And we come alongside them and we help these families raise their kids. When kids graduate from the Kaya Kinder, they move on. We have elementary English programs so they can be involved in. But before they leave the kinder, they bury a letter in a time capsule to their future self. And their parents will write a letter, or there'll be pictures in there. And in 6th grade, before they go to junior high, we dig up that time capsule. And then we call all these people together who graduated at that time, and then we pray with them and their families as we send them off into junior high in the next stage of their life. So it's a really powerful ministry, but it's something that can only be done because we're doing it as a team. And there's got to be 4 teachers working together every week, and it's a lot. So we can't do this outside of headquarters in a church somewhere unless we have a manpower and things like that. But it works really well here on site. Another example of a ministry here on site is Kaya Homestay, where local Japanese people in the community, they'll come and they'll live with a missionary couple from Texas. This missionary couple invites them to live with them in a Christian home so that they can naturally see what does it look like to have this living walk with God. And it shows them a completely different way of life. So you're praying before your meals. You're doing devotions in the morning. If their homestay is scheduled on a Sunday, then they'll go to church with them on a Sunday. So it's just an incredible outreach. So our heart here at Japan Mission is to support Japanese churches and to reach the lost with the gospel in churches throughout Japan or here at headquarters on site. And we're really excited
because we know the Lord has more in store and greater things are still coming. And so we really appreciate your prayers and support. And it's your partnership with us that keeps all this going. And so we really appreciate it. Thank you. You may ask, what can I do for the work of the Japan Mission? I would ask that you pray that the Lord would lead us to the seeking ones among the masses. Pray that our workers would be sensitive to the leading of the Holy Spirit. I want to take this opportunity to thank those who have been praying and supporting the work of Japan Mission. Many times we face challenges and the Lord does miracles, and we are assured that people are praying. The Lord is blessing the work and lives are being changed. Please be assured that your faithful prayers and support are helping us make a difference in the lives of many. Thank you very much.